Ek dink opvoedkunde het iets om te leer vir die politieke leiers van ons land. En dit is, waar lê die streep? Waar is die grense? Want dit is 'n baie belangrike ding van opvoeding daai. En ek dink as ons politieke leiers daai ding kan verstaan, van jy bepaal waar daai grens lê, en jy bepaal wanneer daai grens geforseer word, dan is ons 'n stapie in die regte rigting op pad, veral as jy dink oor die ding van die polisie storie van die oomblik. En kom ons praat gou daaroor. Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag julle pragtige mense. Baie welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille en baie welkom. Vanoggend is 'n boodskapie so 2 of 3 dae na die gebeurtenisse nou al, en almal het hulle eier te lê gehad daaroor, en dit is natuurlik die storie van ons gunsteling polisieman vir die oomblik, Mkonazi, wat daar in Natal sit en sy mond oopmaak en dinge sê wat almal van ons weet, maar soos ek baie keer op hierdie stadium sê, jy kan sien die koning het nie klere aan nie, jy mag net niks sê daaroor nie, en party mense raak nou moeg vir die kaal koning en praat van die klere wat nie daar is nie, en die man is een van die, so, ek is baie bly hy het gedoen, want dit wys 'n paar dinge, stadig wat dit is, 'n paar dinge gaan vorentoe. As jy nog nie geweet het nie, almal het geweet, het die dapper polisieman gaan staan en gesê, hoorie, hier is al hierdie ongeruimthede wat ons van weet, van hoe vrot die sisteem is, en het sluit in die polisie, en staatsamptenare, regeringsamptenare, mense in die regte, vervolgingsgesag, al daai tipe van dinge wat in mekaar ingeweef is, om te maak, dat jy kan grootskaal steel, en grootskaals bedrog pleeg, en daarmee wegkom. Die vrot sê, maar dit is daar, en ons het nou bewyse van al die mense, ons het hulle name, en ons wil iets daaraan doen, en wat sê jy meneer die president? En ons meneer die president sê toe, hier's wat ons gaan doen. Ons gaan baie streng wees, ons gaan 'n kommissie aanstel om hierdie ding te ondersoek. En die Mdlanga kommissie is toe nou aangestel. Dis natuurlik nie die eerste, tweede of derde keer, dat daar 'n kommissie aangestel word om te kyk na iets waar daar ongeruimthede is nie. Die groot gunsteling voorbeeld op almal se lippe, want dit is onlangs ene gewees en baie groot, was die Zondo-kommissie. En sommer net 'n paar interessante statistieke vir jou, my liewe vriend. En dit is dat die Zondo-kommissie was vir ongeveer 4,5 jaar aan die gang. Dit het ons land gekos net 'n bietjie oor 'n biljoen rand met 'n B, soos vir baie geld. Biljoen rand. En ek moet gou 'n bietjie, as jy nou my sal verskoon waar my oë gaan, net gou hier vir jou loer na 'n paar statistieke oor die kommissie na die tyd van, die doel van die storie was natuurlik om te kyk na al die aanklagtes van veral staatskaping en dan korrupsie en veral staatsbeheerde entiteite soos Eskom en SAL en al daai plekke. En na 4,5 jaar en verskriklik baie geld, is die uiteinde sê hulle dat hulle het omtrent met 300 getuienisse gepraat en 'n ongelooflike dik verslag geskryf van 5000 bladsye, baie trots op hulle. En ek vra toe vir hierdie slim rekenaar, okay, as hulle nou met 300 mense gepraat het wat getuienisse was, hoeveel van die mense wat aangekla is, het uiteindelik in die tronk beland? En daai baie geld, liewe vriende, sal julle hoor, is nie gemors nie. Daar is 3 mense in die tronk. 3 mense in die tronk. Daar's natuurlik baie mense wat hulle sê in die tronk hoort, maar hier is die gemors van die storie. Geen kommissie het vervolgingsgesag op sy eie nie. Wat beteken as hulle sê, almal is skuldig, moet almal nog steeds vervolg word, dan begin die vervolgingsproses eers.
En ons weet hoe dit gaan. Maar in elk geval, so 3 mense het in die tronk opgeëindig vir die som totaal van die een was betrokke by ICASA vir 6 miljoen rand se bedrog. Ander tweeetjies van Eskom vir altesaam 35 miljoen rand se bedrog. Nou, 6 miljoen rand en 35 miljoen rand is nie klein geld nie. Maar in die konteks van wat in ons land in die gang is dit soos in, ek neem aan, ons moet dan vir mense wys ons is ernstig, dat ons hierdie mense vir 6 miljoen rand aan toesluit. So, vir geen onduidelike redes nie, is baie mense in ons land dik ontevrede oor hierdie storie, van net, dit kan nie wees nie, liewe vriende, hoe is dit moontlik dat ons soveel geld spandeer, soveel tyd mors, soveel dinge doen, en almal is opgewonde, want kyk, daar word dinge gedoen, maar dit kan nie vervolg word nie. In elk geval, terug na nou sit ons met die ding van, daar is nou weer so 'n kommissie, en bygesê, die president het gesê dat daar mag dalk, of nie daar mag dalk nie, hulle het hierdie keer die reg om nie te wag tot op die einde van die verslag voor hulle kan mense oorgee om vervolg te word nie, dat daai proses daarom kan begin. Dit kan onmiddellik begin. Dit hoef nie te wag vir die einde van die kommissie se tydperk nie. Wie weet wanneer dit is. Daar is kwotasies van na 3 maande, na 6 maande, na 'n jaar, dit kan 44 millennia vat. Wie weet. Veral omdat daai net die kommissie se gedeelte is, dan moet dit eintlik begin. In elk geval. Nou hier is wat ek wil sê van opvoeding by die storie, en waar ek dink, waar die manne kan leer, by wat opvoeding te sê het. Toe ons jonger en mooier en onskuldiger was, en klein kinders gehad het ons baie gebruik gemaak van Dr. James Dobson se boek oor kinderopvoeding. Die man is 'n pedagoog, 'n Christen, en het ongelooflike sinvolle inligting oor hoe om kinders groot te maak. En een van die dinge wat hy bespreek in die boek, is die ding van grense, en dat 'n ouer besluit hoe om sy kind te leer waar die grense is. Wat gebeur is, Pietie is klein, en nou wil jy vir Pietie leer, hoe werk grense, en waar hy kan oorgaan en nie. En dis jou verantwoordelikheid as ouer om dit te doen. 'n Kind weet nie waar die grense is nie. Dis hoekom die liewe Here gedink het, dis 'n goeie plan om vir hom ouers te gee. So, ek het 'n vriend wat sê, 'n kind se werk, kind wat hy het werk genoem het, nee, maar kom ons noem dit maar werk, is om te stoot, om te sien waar die grense is. En as jy nie van wys wat is nie, hou net aan stoot. En dan sit jy met groot probleme, soos wat baie mense doen, en dan wonder hoe die probleme daar gekom. So wat James Dobson sê is, as jy vir Pietie moet leer waar die grense is, dan, en hy's klein, dan sê hy van Pietie, hier's wat pappa sê, as jy hierdie en hierdie gaan doen, gaan daar moeilikheid wees. Hier's wat gaan gebeur as jy doen. Kom ons sê nou maar 'n goeie ou boere en baie Christelike gevolg sal wees, pa gaan vir jou boude pits. As jy hierdie doen, is dit wat gaan gebeur. Maar nou is Pietie nog baie klein. So, jy het genade met Pietie. Pietie doen wat jy gesê het, hy moet nie doen nie. Nou sê jy weer van Pietie, papa het gesê hierdie, verstaan jy mooi wat ek vir jou sê? As jy weer hierdie gaan doen, gaan jou boude brand. Dan, as dit weer gebeur, behoort Pietie se boude te brand. Want wat James Dobson sê is, en jy sien dit baie in praktyk, van iemand sê, Pietie, moenie, Pietie, pa het gesê moenie, Pietie, pa gaan jou, Pietie, as moeilikheid is ek hier opstaan. En teen nommer 717 laat Pietie dit doen. Verloor pa sy koel heeltemal en storm uit en gee Pietie 'n snotklap, in plaas van om Pietie regtig gehelp het met dissipline. Want pa het nou lank al verloor. Dan 3 dae later is Pietie weer met dieselfde ding en Pietie stoot en pa, Pietie, pa gaan, Pietie, jy sê, en na nommer 24 staan pa op en doen wat ook al. En die volgende dag vra hy nie eers nie, Pietie doen nog het en dan gee pa met die klap. Die punt is, die kind is onseker, want hy weet nie wat die reëls, hy weet nie waar is die streep nie, en James Dobson sê, jy kan bepaal van die begin af, waar die streep is, baie duidelik het vir die kind stel, die gevolge daarvan of hom gee, sodat hy weet, hier is die grens, en die grens gebeur na die eerste keer, in beginsel. Die rede hoekom jy vir 'n kind sê, okay, pa het gesê, en as jy dit weet, is omdat die kind moet leer.
Maar as 'n kind geleer het, hoef jy vir hom net een keer te sê, as jy dit doen, is dit die gevolg. As jy hierdie doen, vat ek jou selfoon weg vir ewig. As jy hierdie doen, kry jy nie jou kar nie. As jy hierdie doen, wat ook al die gevolg is, as hy verstaan, en jy het hom al geleer, is daar geen rede dat hy moet meer as een keer dit hoor nie. En as hy leer, kan jy besluit, gaan hy na die eerste, die tweede of die derde waarskuwing dit kry. Dit maak nie saak wat die getal so vreeslik is nie, maar vir dieselfde energie wat dit vat om 'n kind te leer, daar is die streep. Kan jy dit net sowel vinnig maak. Die kind voel veilig, hy weet, as ek hierdie doen is 'n moeilikheid. En hoekom sal jy dit wil lank maak? Hoekom het 'n kind 300 keer kan stoot teen 'n grens voor jy vir hom sê, dis die ding. So, ek hoop die storie maak sin. Nou vir die regering beteken dit. Ek wil hierdie episode graag iets noem soos die komitee van ondersoek wat moet ondersoek instel na 'n ondersoekende komitee. Maar dis nou wat gebeur met hierdie goed. Hier is iemand in ons land, kom ons noem hulle die polisie, wat vervolgingsgesag het, as 'n speurder 'n saak ondersoek het, en hy sê, wel, hier is die bewyse, is die veronderstelling is, ons kan hierdie ou aankla en hom hof toe vat, en, dis die veronderstelling. Maar nie in ons land nie, in ons land, sê die polisie, ons het ondersoek gedoen, ons het bewyse van al hierdie dinge, ons kan vir julle sê wat gebeur het en wie dit is. Maar dan sê die regering, okay, wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou 'n kommissie kry wat nie polisie is nie, wat nie vervolgingsgesag eers het nie. En dan gaan ons vir hulle sê, om te kyk wat julle gedoen het, om te seker te, ek weet nie eers wat nie. So, iemand moet vir my in stadige Afrikaans kom mooi verduidelik, wat is die punt van 'n kommissie van ondersoek na 'n ondersoekende instansie, wat klaar ondersoek ingestel het. Wie se werk dit is om ondersoek in te stel, en dan mense toe te sluit, as dit nodig is. Nou ja, ons vermoed, ons weet almal wat die probleem is, liewe vriende, en die goeie nuus van hierdie storie minstens is, die goeie kom uit, die vrot kom uit. Kyk, dit vat goeie tyd, dat ons nou mekaar storieetjies vertel daaroor nie, dit vat tyd vir die gemors om uit te kom, maar stadig gaan kom dit uit, want daar is nog soveel mense, wat sit en dink, nee is nie, kan nie wees nie, onmoontlik dat korrupsie so diep deur alles kan gaan, en stadig gaan dink ek, begin mense oor hy ding kom en begin sien, maar hier is nie dinge te verander nie. Want dis nie, hulle gaan nie met een ou wegvat nie. Die sisteem is verrot. En dis die volgende punt wat ek graag met jou sal wil praat, is dat, wat is die probleem hierso? En hoekom kan jy nie net iemand wegvat nie? Kom ons sê nou maar, hulle vat die polisiebaas weg, en hulle vat sy kroenie saam met hom wegvat, en hulle kry 'n ou regter wat vrot was, en hulle kry daai, en hulle kry die res, en hulle dank 50 mense af. Gaan dit 'n verskil maak? Absoluut gaan dit 'n verskil maak. Maar julle, dit is nie die hele probleem nie. Daar's 'n groter probleem aan hierdie saakie, en ek dink voor ek met jou daaroor praat, kom ons doen dit eers 'n bietjie iets soos 'n advertensie flitsie. Ek sien nou weer vir jou. Soos met 'n goeie film is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag tot die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Nou maar, wat is die groter probleem? Die groter probleem, liewe vriende, het ek op 'n manier wat ek het kan stel, en is half lomp verwoord, maar die gedagte in my kop was altyd die ding, ek sê altyd dat ons land se groot probleem is, dat hulle moet vir die res van die wêreld lyk soos kom ons doen met maar 'n westerse of minstens 'n ontwikkelende land se demokrasie. Dis hoe hulle vir die buitewêreld moet lyk, die prentjie wat hulle moet voorhou, terwyl hulle eintlik kommunisties is.
en dit by die huis probeer doen. So die man het 'n baie moeilike taak. Laat ons nou maar nie sê dat hulle het maklike werk nie. Hulle moet hierdie ding probeer by mekaar hou van aan die een kant kommunisties wees en aan die ander kant moet hulle vir die wêreld die prentjie hou. Nee, regtig, ons gaan vorentoe en ons gee mense sê in die storie en jy weet wat demokrasie veronderstel is om te wees. Toe luister ek nou die dag na een van my groot gunstelinge. Bonsai Shongwe. So laat ek net gou kyk hierso. Hierdie is maar net 'n baie beter plek. Daar is nie bonsai nie. Hierdie is bonsai. Bonsai het hierdie praatjie van hom hierso, wat jy kan gaan kyk, en ek stel voor jy doen dit sê Ramaphosa's delay tactic might actually be the best thing for South Africa. Nou wat ek vir jou net wil uitlig hierso, ek en hy sê dieselfde ding, hy sê dit net baie meer elegant en in meer detail. Maar wat dit op neerkom, liewe vriende, is daai ding van my van een kant lyk vir die wêreld en die ander kant by die huis dinge probeer doen. Hy sê die probleem is presies dit, die sisteem. En hy het 'n baie goeie voorbeeld wat jy sal hoor as jy gaan luister na die ding, wat hy gebruik. Hy sê, die feit dat ons kyk na die regering en dink, hierdie mense is onbevoeg om hierdie werk te kan doen. Hulle is terrible mense om 'n land te moet regeer. En hierdie departement, en al die departemente wat jy kan opnoem, kan jy iets soortgelyks van sê. En ongelukkig kan jy. Dis hoekom ons op hulle knieë is. Wat hy sê is die probleem is nie dit nie. Die probleem is nie die mense nie. Ons kyk vas en hierdie ou kan nie sy werk doen nie. Daai ou is stupid, daai ou is onbevoeg, hierdie ou is ongeskik, hierdie ou is 'n skelm, wat dit ook al is. Die probleem is nie, of die grootste probleem is nie dit nie, want sê hy, as jy gaan kyk na voorbeelde wat jy dieselfde aantuigings van kan maak. Jy kan byvoorbeeld kyk na 'n kettingwinkel. As jy by 'n kettingwinkel instap, in jou dorp, in die dorp Landsin, in 'n ander provinsie, of jy in Gauteng of in die Kaap is, as jy by 'n kettingwinkel instap, kry jy dieselfde produk of diens, op dieselfde manier, min of meer dieselfde waarde vir geld, al daai goede bly dieselfde. Dit maak nie saak vir mense wat daar is, opgevoed of onopgevoed is, of hulle grade of nie grade het nie. Dit maak nie saak of hulle eers vriendelik met jou is nie. Natuurlik wil almal vriendelike mense hê wat eerder jou bedien by 'n winkel, maar die punt is die produk wat jy kry, is dieselfde produk wat jy voor gegaan het, toe jy sien toe gegaan het. Jy weet wat jy verwag daar, en jy kry dit, onafhanklik van hoe oulik die mense is wat daar werk. Hoekom? Want die sisteem wat in plek is, werk. En dit werk onafhanklik van hoe oulik die mense is vir daai oomblik. En as jy dit na ons land toe vat, is dit presies die probleem van kommunisties lyk, of kommunisties probeer wees, en demokraties probeer lyk. Die sisteem werk nie. En totdat die sisteem nie vervang word nie, liewe maatjies, gaan ons aanhou sit met 'n kommissie wat moet kyk na hierdie ding, wat na die ander kommissie moet kyk, wat 'n oorsigtelike kommissie moet wees, wat moet dit, hulle moet rondvroetel vir tyd, om jou gelukkig te hou, dat hulle wel iets doen. In my kop doen hulle absoluut niks, hulle gee geldjie uit, hulle het ons daarmee sê, hulle doen niks nie, hulle gee 'n ou geldjie uit, om jou te laat beter voel, dat hy dit nie net, daarom die verslag gekyk het en gesê het, wel, stuff it. Kom ons gaan nou verder vakansie nie. Daarom doen hulle iets, sê hulle. So, hulle bly besig en hulle spandeer ons geldjies en hulle gee 'n paar mense werk in die proses daarom. Hoef jy regter nie by die huis te sit nie. Maar totdat die sisteem nie verander nie, gaan dit nie verander nie. En dis waar ek en jy inkom. Deel van my werk hiervan is ek praat en wys jou 'n paar dinge, 'n paar alternatiewe, en soos jy weet, nie net in politiek nie, ek praat actually baie min in politieke rigtings in, maar op hierdie stadium is dit nou maar hoe dit is, jy weet. So, ons moet aanhou praat en vir die mense vertel wat nie weet nie. Luister, dis hoe die storie mekaar steek as jy nie geweet het al nie. En gelukkig raak daar, ek dink, 'n kritiese massa van mense, al hoe meer, wat ongelukkig raak met die sisteem, en ek hoop dat soveel mense ongelukkig raak, dat as daar weer 'n stemdag sou verbykom,
dat dinge totaal en al anders aan die ander kant uitspeel. Ek hoop ons maak dit tot daar. Ek hoop ons maak dit tot daar. Ok, nou, die volgende en laaste ding wat ek wil doen, hierdie gaan nou nie 'n gedaglange sit en pratery wees oor een saakie nie, maar die volgende ding wat ek wil doen, liewe vriend, is ek wil net gou daarom afsluit, dat ons nie saam net sê, kyk, hierdie is verkeerd en ons hoop hierdie werk beter uit, maar laat ons ook uit 'n Christelike perspektief uit daarom net ietsie sê, in die sin van net saam bid oor hierdie saak. So, ek gaan gou weer weggaan vir 'n advertensieflitsie, en dan hoop ek, dat as ek terugkom, is jy nog hierso, en dan bid ons saam oor hierdie saak. Hoe's daai vir 'n plan? Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Nou ja, net die laaste stukkie, ek is baie bly as jy nog hier is, wat beteken ons kan saam bid oor die saak. So, dis wat ek gaan doen. Hemelse Vader, ons dankie dat niks van hierdie goede U ontkant vang nie, dat U die groote, die skepper is, wat alles in die holte van U hand vashou, en alles onderhou deur die krag van U woord, en laat nie ons land of sy sake, enige malspul in die hele wêreld, U laat sit met U hande in die hare nie, maar laat U weet, dat U nog steeds in beheer is, en laat U planne gaan uitwerk, en ons kom na U toe as U kinders vandag, en ons dankie vir hierdie ongelooflike land wat ons het. En ons kom vra dat U lig sal inskyn in elke duisternis in ons land, en laat die waarheid ontbloot sal word, dat al die vrot en die korrupsie en die dinge wat in die gang is, ontbloot sal word. Ons bid Here vir 'n verandering van sisteme, sodat hierdie land 'n plek van rus en seën en voorspoed kan wees vir die mense van hierdie land. En Here, nie net vir die mense van hierdie land nie. Ons glo daar's 'n groter roeping op Suid-Afrika, en dat die dinge wat in hierdie land gebeur, sal wees vir die voordeel van die nasies van die aarde. Ons dankie, dat ons hierdie dinge kan vra, nie in ons eie slimheid en ons eie krag en ons eie antwoorde nie, maar ons kan dit vra in die naam van Jesus, by wie niks onbekend is nie, en in die naam van Jesus, wie se arm nie te kort is om te help nie. Dankie dat ons onsself kan anker aan ewige waarheid, ewige rus, ewige vrede, in stormagtige tye, in Jesus se naam. Amen. Dan sê my liewe vriend, ons praat volgende ronde oor ietsie anderste, tot dan 'n heerlike geseënde dag. Jy luister nou na Radio Nuwe Lied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.